Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ons is in week 3 van ons reeks oor woorde en vandag meer spesifiek gaan ons bietjie praat oor die gedagte tem jou tong. Kom ons lees ons skrifgedeelte vir hierdie reeks. Spreuke 18:21. Die tong het mag oor dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. Woorde bring lewe of dood. Daarom is dit belangrik dat jy jou tong in toom kry, spreekwoordelik. Menslik is dit eintlik ontembaar. Goddelik is dit tembaar. Dit beteken dat ek geen verantwoordelikheid het nie as ek net sê dis goddelik tembaar, maar dis nie heeltemal waar nie, nê? Ek moet iets van my kant af ook doen. Nou sê Jakobus dit so in hoofstuk 1 vers 26. As jy dink jy's godsdienstig, maar jy hou nie jou tong in toom nie, bedrieg jy jouself en jou godsdienst is niks werd nie. Is eintlik 'n verskriklike versie. As jy iemand is wat vinniger praat as wat jy dink, as jy iemand is wat mense sleg sê en wat vloek en skel en bedrieg en leuns praat, sê jy's nie 'n godsdienstige mens. Jou godsdienst is vir God niks werd nie. As jy van mening is dat jy God dien en jy het nie jou tong in toom nie, is dit vir God niks werd nie. God help ons om ons tonge, soos die perdeboere sal sê, in te breek deur die Heilige Gees. Ek kan dalk hierdie voorbeeld gebruik. Ons kan nie siele red nie. Net God kan. Maar ek het die verantwoordelikheid om mense met genade te hanteer, so die evangelie met hulle te deel, hulle so te disipel, dat die God wat hulle kan verander, dit doen. Maar jy het die verantwoordelikheid om jou tong in toom te sit. God kan jou help, maar jy het ook 'n aandeel. Let wel, dit vat tyd om 'n willeperd in te breek. Dit vat dalk tyd om jou tong ook te tem. So ek het so 2 of 3 stukkies raad. Nommer 1, wag voordat jy praat. Jakobus sê dit mooi in vers 19. Hy sê, my geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister. Nie te gou om te praat nie. Nie te gou om kwaad te word nie. Dis 'n hollerige geryde beeldspraak om te sê, God se humor wys in die sin dat hy ons 2 ore in 1 mond gegee het. Jy moet 2 keer luister voordat jy 1 keer praat. As jy wil leer om stadiger kwaad te word, moet jy leer om stadiger te praat. Druk net so oomblik die pause knoppie, net vir 'n oomblik. Moet niks sê nie. Wag net so bietjie. Ek het 1 keer gehoor, iemand het die Engelse woord wait, het hulle as 'n akroniem gebruik om te sê, why am I talking? Wag net so bietjie. Hoekom wil ek nou sê wat ek wil sê? Kom dit nou uit myself uit? Is dit omdat ek te nagekom voel? Is dit omdat ek kwaad is? Is dit omdat ek nie my sin kry nie? Gaan ek nou God se lewe spreek of gaan ek nou dood spreek? Net 'n paar versies verder in Spreuke hoofstuk 21:23 sê, wie 'n wag voor sy mond het en stil bly, hou homself uit die moeilikheid uit. Met ander woorde, dis my verantwoordelikheid om te wag, om daai wag voor my mond te sit. Spreuke 17 vers 27, iemand wat kennis het, praat nie baie nie. Iemand met insig bly kalm. Wanneer 'n dwaas stil bly, kan dit lyk asof hy wys is. En as hy sy mond toehou, lyk hy soos iemand met insig. Slim mense praat nie te vinnig nie. Sit 'n toom in jou mond. Maak jy ander se sinne klaar? Ek is baie keer skuldig. Ek vat se stories oor. Die Bybel sê wag bietjie. Laat ander praat. Moenie jy so vinnig praat nie. In 'n argument gee ons nie kans dat die ander persoon sy sê klaar sê nie. Ek val in die rede en daarom hoor ek nie regtig wat sê die ander party nie. En dis in huwelike waar en dis in personeelvergaderings waar. Die Bybel sê wag net so bietjie. Luister net eers mooi voordat jy begin praat. So nommer 1 is belangrik om te wag. Nommer 2, en jy het dit geraai, dink voordat jy praat. Ek dink as 3 tipes mense. Die wat dink voordat hulle praat, die wat dink terwyl hulle praat,
En ongelukkig die wat eers dink nadat hulle klaar gepraat het. Spreuke sê dit so. Hy sê, eet en drink gerus. Hy bedoel dit nie, want hy sit en bereken hoeveel dit hom sal kos. Nou die voorbeeld van iemand wat sy lippe een ding sê, maar sy hart is besig om iets anders te dink. En is ons nie partykeer daar nie. Ons sê met ons monde wat ons dink mense wil hoor, maar sê wat uit ons harte uitkom nie. Die Here weet wat in jou hart is. Hy weet wat jy dink en voel. Het jy geweet, harte kan dink? Jesus sê dit, Matteus 9, hy sê, Jesus het hulle gedagtes geken en vra toe, waarom dink julle sulke slegte dinge in julle harte? En Matteus 15 sê, wat uit die hart kom, is slegte gedagtes, soos om moord te pleeg, ontrou te wees in die huwelik, onsedelikheid te bedryf, te steel, leuns te vertel en mense te belaster. Wag so bietjie, druk die pause knoppie en dink eers met jou kop en met jou hart voordat jy praat. Hierdie is so belangrik. Gee eerder antwoorde uit die diepte van jou hart as uit die top van jou kop uit. Wanneer ons gaan jammer sê oor iets wat ek gesê het, wat in my kop opgekom het, dan sê ons gewoonlik, dit was nie my hartsbedoeling nie. Ek het dit gesê, maar dis nie wat ek bedoel het nie. Want ek het gesê wat ek gedink het op die oomblik, maar ek het nie my hart, waar Jesus inwoon, kans gegee om te dink nie. Ons praat uit ons koppe, in plaas van uit ons harte. Jesus sê, uit die oorvloed van die hart, praat die mond. Laat toe dat jou wedergebore hart, jou steeds transformerende kop, voorskryf wat om te sê. So aan die een kant wag ons, in die tweede plek dink ons voordat ons praat, maar die derde een so belangrik, bid voordat jy praat. Jesaja 6:1 sê, die profeet Jesaja sien die grootheid van God en hoe die hemelwesens sing, en hulle sing, heilig, 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 daar in vers 2, die Here die Almagtige, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En toe, dan sien ons in vers 6, toe het hy een van die serafs na die altaar toe gevlieg, en 'n gloeiende kool met 'n tang opgetel, hy het my lippe daarmee aangerang en gesê, kyk, hierdie kool het jou lippe aangeraak, nou is jou skuld weg, jou sondes is vergewe. Toe het ek die Here oorvra, wie kan ek met die boodskap na my volk toestuur? Wie sal vir ons gaan? En ek het geantwoord, Here, ek sal gaan, stuur my. So die eerste ding wat Jesaja tref, as hy in God se teenwoordigheid kom, en God se heerlikheid aanskou, is hoe vuil en onrein sy en ander mense se harte is, en hulle tonge is. En dan kom die engel, en hy raak die profeet se tong aan. En dan begin Jesaja aanbid, en hy sien God se heerlikheid. Hy word oortuig van sy eie onrein hart en mond. En hy dink hoe vuil en onheilig en ongenaakbaar hy met sy mond gepraat het. Here, ek het elke dag nodig dat U my lippe kom aanraak. Ek wil reg praat. Dalk het jy al telke male probeer om te verander, maar jy bly struikel in jou woorde. Dalk is dit tyd om geheel en al oor te gee aan God. Die vuur verteenwoordig die aanraking van die Heilige Gees in Jesaja se storie. Kry jou tong in toom. Kry jou woorde in lyn met God se woord en God se wil. Praat lewe, nie dood nie. En vra vir die Heilige Gees om hierdie vuur van sy Gees te kom, dit wat vuil is weg te brand, en te praat soos wat God wil hê jy moet praat. Sal jy nie vandag besin oor wat die Heilige Gees vir jou dalk sê in hierdie preek nie. En jou hele lewe, veral jou hart, en jou tong, jou mond, vir hom gee en sê, Here, gebruik dit soos wat U wil. Kom ons bid saam. Vader, help vir ons deur U Heilige Gees, dat ons in lyn praat met God se woord. En ek bid vir myself en elkeen wat dalk luister, wat soms struikel in woorde, wat gou kwaad word, wat gou lelike goed dalk sê, en dood praat in plaas van lewe praat. Help vir ons dat ons woorde, ons tonge in lyn kry met God se woord,
om ons tonge te tem, en dat ons sal wees wie God wil hê ons moet wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.